mense, ek is om Koos van die Groot Karoo. Ek het nou weer vandag een ou storietje van die ou Kaap, van die Vliegende Hollander. Nou kyk, die Vliegende Hollander is mos 'n baie bekende storie in maritieme folklore. Nou dit het mos gebeur die storie van die Vliegende Hollander daar die tyd, reg daar in die begin van die Kaapse geskiedenis. Nou kyk, die kaptein, ou Hendrik van der Decken, hy het 'n reputasie gehad, hy die vinnigste kan vaar van Batavia, van die ooste tot na Holland. En dit was eintlik nou die skip se naam, die Vliegende Hollander was, hy was die Vliegende Hollander homself. Maar nou is die Kaap ons bekend vir sy geweldige storms, dit waarin die warm en die koue oseaan mekaar ontmoet. En dit veroorsaak nou die geweldige storms. Kyk, die Portugese het bestroeijare van die Kaap gepraat van Cabo de los Tormentosos. En dit beteken ons in die Kaap van storms. Nou toe was ou Hendrik van der Decken nou eendag op sy pad terug van Batavia met sy skip. En hier in die Kaap toe gaan hulle aan wal om vars voorrade in te neem, maar terwyl hulle aan wal het, steek daar 'n geweldige noordweste storm op. En die storm is geweldig. Maar Hendrik van der Decken het die reputasie dat hy moet so vinnig as moontlik in Holland kom. Want hy is die Vliegende Holland, nie die skip nie. En die storm kan nie tot 'n eind kom nie. En die ou sê toe vir sy matrose, kyk, ons gaan nou vaar. Nou, op hierdie oomblik. Hy maak sy stuurman bymekaar. En die matrose is baie bevrees. Maar Hendrik van der Decken is 'n sterk leier en hy is op die skip. En die stuurman sê vir hom, kaptein, die ding sal nie werk nie. En die ou steek sy vuis aan die hemel toe uit en hy sweer. Hy sê, ek sal hierdie vrag in Holland aflaai, al vat dit my ook tot die eind van die dag, tot oordeelsdag. En toe gaan die lug op, en hy sien 'n stukkie van die blou lug, en daar kom 'n stem uit die blou lug uit, en sê, nou maar luister, as jy dit so wil hê, dan sal dit so wees. En daar vaar die skip toe, wind op, teen die wind op, ongehoord verseilskip, uit die hawe uit, en om die Kaap, en die skip is nooit weer gesien nie, behalwe nou, met so hier en daar, wat hy as 'n spookskip gemanifesteer het. Nou, daar's baie stories van die Vliegende Hollander, en elke keer as iemand oor die pad van die Vliegende Hollander kom, dan gloei hy met so 'n spookagtige rooi lig. En het lyk as die skip so eentjie bo kan die water hang. Nou, die bekendste ontmoeting met die Vliegende Hollander was in 1881, die prins van Wallis daai tyd. Ek dink hy het later ou George V geraak, seker koningin Victoria se oudste seun. En hy was nou een van die beroemde mense wat die se pad met die Vliegende Hollander gekruis het. Nou die storie gaan daarop dat wanneer die Vliegende Hollander is nie 'n skip wat jy van ver af sien, is net sommer skielik een oomblik is hy nie daar nie, en die volgende oomblik is hy weer daar. Nou dan is op die dek is nou spookagtige wesens, skimme, geraamtes met flenterklere aan wat so in die wind wapper, en hulle wil dan briewe afgee vir die skip wat hulle ontmoet het. Nou, die ding gaan daaroor dat enige skip wat die Vliegende Hollander ontmoet, is gedoem skipbreuk. So daarom is dit baie belangrik dat die mense, hulle wil nie die Vliegende Hollander ontmoet, glad op geen of ander manier nie. Nou in die tyd van moderne seevaart, wat tegnologie nou so bietjie en vorendag gekom het, raak die storie van die Vliegende Hollander al minder. Maar nog steeds gebeur het dat mense die spookagtige skip sien, en dan weet 'n mens nie wat jy kan verwag nie, maar die verwagting is dat die skip of die mense wat die Vliegende Hollander ontmoet een of ander rampspoed gebelewe. Nou ja, daar baie variasies van die storie, maar dit is omtrent hierdie een is omtrent die gewildste. So,
is hy daai.